In Jesus Christus se kosbare naam groet ek jou weer vanoggend. My naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Altyd 'n eer, altyd 'n voorreg om hierdie dag saam met jou te kan begin. En so 'n bietjie woord te breek wat die Here, ook te deel wat die Here op my hart kom lê het. En ek wil vir jou vandag sê, ek het nogal 'n wonderlike woord wat ek bring vandag, en ek wil jou graag uitnooi om die handbriek in jou lewe op te trek en telefone af te sit en vir jou lekker koppie koffie, koppie tee bymekaar te maak, jou Bybel, jou pen en papier, en net te luister wat die Here vandag op my hart kom lê. En dankie vir die voorreg en vir almal se liefde en ondersteuning op 'n daaglikse basis. My liewe broer en suster, op die 11/11/2013 het ek tot bekering gekom. Ek onthou daai dag nog soos gister, dat ek vir julle sê, ek het daai dag, het ek my sondes alles voor die Here bely. Ek is daai dag groot gedoop, het was my eie keuse gewees, en dat ek vir julle sê, ek het daai aand gaan slaap, en die volgende oggend toe ek opstaan, het gevoel of ek die hele Bybel, ek wil amper sê opgevreet het. Daar's geen ander woorde om dit te sê, want van daar af het my lewe so drasties verander en die Here al meer en meer die Bybel oopgebreek, en ek het sulke wonderlike ervarings gehad, en met visioene en drome en gesigte, en hoe die Here met my gespreek het, en wonderlike getuienisse wat ek kan lewer van wonderwerke en bevrydings en genesings. Ek kan die hele dag praat as dit daarop neerkom, maar wat vandag op my hart gelê word, is om met julle iets baie spesiaal te deel. En mense wat saam met my 'n pad stap, al die jare lank, sal vandag weet waarvan ek praat. En ja, ek het 2013 het ek begin afskop. Ek het die voorreg gehad om saam met baie profete en profetesse paaie te kruis. Maar daar was 'n stadium vroeg in ek sal sê in Maart maand 2000, die jaar 2014, wat ek in 'n gesig, 'n visioen, 'n droom ontvang het, terwyl ek geslaap het, wat die Here vir my gewys het om soutoorlog te doen binne Suid-Afrika. En ek onthou dit nog soos gister, en die skrif wat die Here nog vir my gegee het, daarby deur die nag, ek sal dit nooit vergeet nie, was Jeremia 2, het hy vir my gegee, en ek het daai oggend opgestaan, en die bietjie met hierdie gedagte gegaan in my hart, en op die einde van die dag het ek gesit en na hierdie situasie kyk, hoe gaan ek soutoorlog binne Suid-Afrika doen? Baie mense wat 'n pad saam met my stap, weet dat soutoorlog niks anders as 'n profetiese aksie is, wat meer in die gees gebeur as wat dit in die vlees gebeur. Maar ja, ek sal 'n bietjie, as jy daar op my YouTube kanale ingaan, sal jy kan sien wat daar getuienisse gedeel word van soutoorlog, en hoe die Here ons gebruik om plotte en plase en eiendomme skoon te maak, waar daar demoniese aksies is, of geeste opgeroep is met satanisme, en ja, wat ook al daar alles gebeur, astrale projeksies, maar die Here ons gebruik om enige onrein geeste en bose geeste, en enige negativiteit, dood of vervloeking, of enige vorm van ander gelowe wat mense astrale projeksies beoefen en geeste oproep, wat in daai praktyke gebeur, gebruik ons natuurlik gebruik ons die profetiese aksie van soutoorlog om die plekke te suiwer en skoon te maak. Ek het sulke wonderlike getuienisse wat ek daarmee gedeel het, wat ek al daaroor gedeel het in my lewe, op plotte en plase wat die Here ons gestuur het om suiwer en skoon te gaan maak, veral daar waar Sagomas vervloekings oor plekke uitspreek, en selfs goeters plant, en op so 'n manier okkulte beoefen binne die persele in. Maar ja, ek het 'n opdrag van die Here af ontvang om Suid-Afrika soutoorlog te doen, in die hele Suid-Afrika, en ek het met daai gedagte gaan, ek het gekyk na Jeremia 2, daai skrif deurgelees, en slags genoeg iets wat baie sterk op my hart gelê het, was wat die Here op my hart gelê het, is dat Suid-Afrika boos is. Hier's baie valse gelowe in Suid-Afrika, en daar's satanisme en vrymeselary, en daai tipe goed speel 'n massiewe groot rol binne Suid-Afrika, maar ook
Satan se aanslagte op die mensdom, op die huwelik, op kinders en vrouens, en ons sien die absolute goddeloosheid en boosheid in hierdie land, in hierdie wêreld, en op daai spesifieke stadium het die Here dit op my hart gedruk om die Soudoorlog te doen in Suid-Afrika, want Satan het soveel geestelike regte oor ons land en oor die mensdom van ons land. Mense is geestelik siek, ons kerke is nie op 'n lekker plek nie, en dan is daar baie mense wat besig is met afgodsdienste soos vrymeselary, mense wat kyk na mekaar, en die mense se harte is nie meer mooi mense nie, en wat op my hart geleer daai tyd toe ek in die kantoor sit en kyk na Jeremia 2, seker maak daai boodskap, daai opdrag het van die Here afgekom, het ek op my hart gekry om die pentagram van Satan, wat Satan verteenwoordig, daai pentagram te vat en op Suid-Afrika neer te sit. En as jy die pentagram op Suid-Afrika neersit, sal jy sien dat daar 5 punte op die pentagram is. En soos ek die pentagram op die kaart op Suid-Afrika neergesit het, was daar 5 punte wat die Here op my hart kom lê het. Dit was hierso in Maart maand se kant, wat die Here dit nou natuurlik op my hart, wat ek daai pentagram op Suid-Afrika neergesit het in 2014, en die 5 punte wat die Here vir my gewys het, was 5 plekke waarheen ons gery het, en dit is waar ek natuurlik moet Soudoorlog gaan maak. Nou wat gebeur het, die opdrag was om 10 kg sout op elke plek te gaan strooi, en natuurlik 'n liter olie. Dit is maar alles 'n profetiese aksie, en dit is wat ons toe op die einde van die dag gaan doen het, wat die Here op ons hart kom lê het. My liewe broer en suster, ons het toe die 5 punte wat die Here op ons hart gaan lê het, was die eerste plek wat op ons hart gelê, of wat as ek die pentagram op Suid-Afrika neergesit het, was Messina gewees. Die tweede plek, of die tweede punt op die pentagram was Richards Bay gewees, en dan die derde punt was Mafeking, die vierde punt was Port Nolloth, en die 5de punt was Hermanus, en dan het die Here op my hart gedruk om tot in die middel van Suid-Afrika te kom, en daar op die einde van die dag, eintlik maar 2 punte by mekaar te sit, die 7 getal van, kyk, die getal 7 is eintlik maar die perfekte getal, wat die Here op my hart kom lê het, en op die einde van die dag het ons besluit om by Senekal by mekaar te kan kom. Ons weet dat die getal 7 is die volmaakte getal. So wat gebeur het, ons het ek het die 30ste Maart het ons daai Sondagoggend gery, en Sondagmiddag, Sondagoggend, en ons het tot in Messina gery, tot by Beitbrug het ons gery, en daar het ons die eerste 10 kg sout op een plek gaan neersit, uitgooi met die olie, daaroor gebid, en dit gesalf as hoekpaal, kan ek maar amper sê, as hoekpunt nommer 1. En ons is daai tyd het ons ook ontvang deur mense daar wat vir ons gehelp het met verblyf daar. Ons was 3 mense wat gery het op daai spesifieke stadium. So ons het die Sondag aand het ons in Messina geslaap, daai oggend vroeg, toe vat ons pad, en ons het regdeur gery tot by die tweede punt wat Richards Bay was, en daar het ons weer 10 kg sout op een punt neergesit op daai punt, en ons het 'n liter olie daar uitgegooi, ons het daar gebid, en daai hoekpaal of daai punt gesalf as hoekpaal of punt nommer 2 in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees in Jesus Christus se naam. Ons is daarso, het ons die voorreg gehad om weer eens ook daar by mense te oornag, wat ons ontvang het daarso. En toe die volgende oggend vroeg, toe vat ons weer pad, en ons het regdeur gery van Richards Bay af na Mafeking toe. En by Mafeking het ons ook daar 'n plek gekry waar ons alleen is, waar ons privaat het gehad het. Daar het ons weer 10 kg sout gegooi op 'n punt en 'n liter olie. Ons het weer daar saam gebid, en dit as hoekpaal nommer 3 of punt nommer 3 gesalf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het dit gedoen in Jesus Christus se naam. Toe slaap ons in Mafeking, en toe die volgende oggend vroeg, toe vat ons weer pad. En toe ry ons tot by Port Nolloth,
En daai selfde dag by Port Nolloth het ons daai middag het ons weer 'n punt gekry waar ons privaat het gehad het in Port Nolloth, wat ons weer 'n 10 kg sout uitgegooi het op 1 punt, 'n liter olie, dit gesalf het as hoekpaal nommer 4, het ons dit gesalf as of hoekpaal nommer 4 of hoekpunt nommer 4 gesalf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees in Jesus Christus se naam. En toe het ons daar oornag in Port Nolloth, daai volgende oggend toe ry ons vroeg weer tot by Hermanus in die Kaap. Daarso het ons weer 10 kg sout uitgegooi op 1 punt en weer 1 liter olie, weer daar saam gebid in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees as hoekpaal nommer, dit was hoekpaal nommer 5 of hoekpunt nommer 5 van Suid-Afrika, het ons gesalf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons het dit gedoen in Jesus Christus se naam. Ons het daai aand nog oornag by 'n suster van ons in die Here Jesus Christus wat in Stanford gebly het op daai tydperk, Annelies. En toe daai volgende oggend vroeg, toe vat ons pad en ons ry weer vroeg van daar af tot in die middelpunt van Suid-Afrika. En ons het daai middelpunt het ons gekry by Senekal, ons het mense daar geken en dit is waar ons op die einde van die dag 20 kg sout gaan gooi het met 2 liters olie en dit was die 2 punte in die middel van Suid-Afrika wat die 7de getal, wat 6 en 7 verteenwoordig het. So wat ons gedoen het, ons het die pentagram van Satan op Suid-Afrika gesit, want dit is Satan wat hierdie land aanval en hierdie land baie regte oor Suid-Afrika het en ja, die opdrag was om soutoorlog te doen in Suid-Afrika en op die einde van die dag daai regte, daai vervloekings en al daai tipe dinge te breek en tot op daai spesifieke stadium en ons het dit gedoen, ons het in Senekal by mekaar gekom, daar was ook 'n klompie mense wat saam met ons daar ek wou amper sê 'n biduur gehou het, daarso het ons toe weer die 20 kg sout gegooi en 2 liter olie, ook weer eens daar gebid en op die einde van die dag natuurlik die Suid-Afrika skoongemaak en ek sal vir julle ook vandag weer eens wys hoe doen 'n mens dit op die einde van die dag, maar ja, daar tot by Senekal, al die kilos wat ons gery het in daai 1 week van Sondag tot die Saterdag en weer terug, weet ons het die Saterdag aand in Senekal geslaap tot by my huis, was 6.160 kilos het ons gery kilometers en ons het omtrent, ekskuus tog, R6.000 se diesel uitgery en ja, ons verblyf was ook 'n klompie geld geweest, maar daar was so baie mense wat hulle gees, hulle harte vir ons oopgemaak het en ek praat hier van 2014, ons het in daai week van die 30ste Maart af, dit was 'n Sondag geweest, 2014, tot daai Sondag, 6 April, het ons daai tipe kilos gery en het ons die opdrag gaan uitvoer wat die Here op my hart kom lê het. En ja, my liewe broer en suster, die Here het dit weer eens vandag op my hart gedruk om weer eens te kan bid en vir die Here te vertrou dat die Here sal intree om ons land 'n beter plek te kom maak, om die regte van Satan, die manifestasies en die negativiteit, doodleed en vervloeking wat oor hierdie land uitgespeel is, dat die Here sal intree en dit 'n beter land vir ons kom maak. En op die einde van die dag wil ek jou vandag weer uitnooi om saam met my te bid en my en hande saam met my te vat. En ja, as jy die soutoorlog nie verstaan nie, is my raad aan jou om eers die leerstelling af te sit en te gaan kyk na my leerstellings oor soutoorlog. Daar skrywes, daar is YouTube video's, daar is soveel getuienisse wat ek vir julle kan gee van hoe ons huise skoongemaak het en selfs woonstelle en meentuise waar daar was soveel okkultiese geestelike manifestasies in daai plekke gewees. En dit is presies wat ons gedoen het, presies soos God my geleer het ons daai opdrag uitgevoer. En ja, baie mense wat my ken, wat 'n pad saam met my stap, wat al die jare saam met my pad stap, van 2013 af wat ek tot bekering kom het, sal hierdie tydperk onthou. Dit is vroeg in my bediening gewees.
En vir my 'n wonderlike voorreg gewees, en vandag kan ek dit weer eens verstaan. Waar trek ons nou al? Ons trek al oor die 10 jaar later, wat ons weer eens vir die Here vertrou, dat die Here sal ingryp in ons land. Ja, hierdie jaar, die 11de van die 11de 2025, is ek 12 jaar in die bediening. En met alles het die Here natuurlik 'n doel en 'n rede. Vir my nog altyd 'n groot voorreg en 'n eer gewees, om hierdie werk vir die Here te kan doen in volle gehoorsaamheid. En dit wat ek doen ek in die naam van die God, die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie-enige God, die God van Abraham, Isak en Jakob, en natuurlik Jesus Christus sit op die troonstoel van my hart. En ja, ons weet dat ons altyd moet verantwoordelikheid vat vir dit wat ons mense leer, en dit wat ons openbaar aan die publiek. En dit kan ek met liefde doen, omdat ek weet, dit was 'n opdrag van die Here af, een van baie opdragte wat ek in my lewe ontvang het. En wie weet, ek persoonlik het van daar af so baie gegroei, en vir my was dit 'n absolute eer en voorreg. Ek onthou dit nog soos gister, en vir my altyd 'n eer en 'n voorreg om dit te kan doen in Jesus Christus naam. Ek wil jou uitnooi vandag, wat vandag saam met my, weet, wat na my luister, wat hoor wat ek praat. Ek wil vir jou, wat 'n medebroer en suster in die Here Jesus Christus, ek wil jou uitnooi vandag, om saam met my nou te bid. En ons gaan weer eens die Here vertrou, dat die Here deur die krag van die Heilige Gees sal intree, sal optree, dat die Here suiwerheid en heiligheid na Suid-Afrika toe sal bring, dat die Here ons sal kom help. Want ek kan vandag vir julle sê, ek dink almal van ons sien realiteit raak, almal van ons weet die skrif is teen die muur, ons land is nie op 'n goeie plek nie, daar is soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en verdeeldheid tussen mekaar, niemand kom jy met niemand oor die weg nie, en dis goddeloos, dis boos, dis siek, dis pervers, wetteloos, en ons sien die misdaad, ons sien dat ons land nie op 'n goeie plek is nie, en ek kan vandag vir sê, ons het die Here nodiger as ooit, ons het die Here baie nodig. En ek wil vandag vir jou vra, wat my medebroer en suster, dit gaan nie oor koertie nie, dit gaan nie oor staan op vir Jesus nie. Ons is deel van die een liggaam van Christus. En om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dat die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie, nee, sê, as een dit lei ons almal saam. So om 'n Christen te wees, is nie 'n one-man show. Dit gaan nie oor koertie, dit gaan oor ons is deel van 'n liggaam. En ons is deel van 'n eenheid, 'n span, 'n Christelike liggaam, 'n Christelike familie waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En ons het die Here nodiger as ooit in hierdie land. En dis hoekom ons moet vas staan en sterk staan in ons geloof. En dis wat ek gaan doen vandag. Ons gaan net die opdrag wat die Here vir my gee in 2014 weer eens laat herleef vandag. En ek vertrou dat die Here ons gebede nie net sal aanhoor, maar ook sal verhoor, dat hy volgens sy perfekte wil tyd vir ons die deurbraak, die oorwinning en uitkoms sal gee, waarvoor ons smag, oorwinning soeter as heuning, wat net van hom af kan kom, in Jesus Christus. Ek nooi jou uit, as my medebroer en suster, om saam met my te bid, jou gees, jou hart oop te maak, om te hoor en te verstaan, wat die Here op my hart kom lê, dat ons die Here sal vertrou. Baie belangrik, evalueer alles in gees en nie in vlees nie, want dit is waar die ware vyand kapitaliseer. Dit is as jy die gordyne ooptrek oor Suid-Afrika, is dit waar Satan manifesteer. Verstaan, hy kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. En ons gaan die Here vertrou, dat die Here kragtig sal intree vir ons deurbraak en uitkoms sal gee in Jesus Christus. Kom ons maak oor toe, dan bid ons tot die Here. Vader, 'n absolute eer en voorreg om in Jesus Christus se naam na U toe te kan kom. Jesus Christus, wie die weg, die waarheid en die lewe, die woord sê, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En Here, ons is so afhanklik van U. Ons kom na U toe, die God, die Skepper wat op die troonstoel sit. Ons kom na U toe. U is die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee verbo, dit is wat ons vra. Here, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Ek prys U vandag vir die voorreg om saam met my medebroers en suster weer te kan bid en U aangesig op te soek en U naam, U lof te besing en U absoluut te vertrou vir deurbraak en oorwinning waarvoor ons U so lank in ons lewens vertrou. Vader, in die jaar 2014 het U vir my opdrag gegee in Maart maand, in daai hele Maart, iewerste Here, het U daar vir my 'n visioen, 'n droom, 'n gesig gegee en U het vir my 'n opdrag gegee, Here, om soutoorlog in Suid-Afrika te gaan doen, en ons het dit so uitgevoer, ons het die
30ste Maart het ons gery, Here, en U was saam met ons, U was teenwoordig, die engele van die Here het ons vooruit gegaan. En ja, Here, ons het gaan sout plant, ons het 'n punt gevind in Messina, en ons het 'n punt gevind in Richards Bay, ons het 'n punt gevind in Mafeking, ons het 'n punt gevind, Here, in Port Nulhof en Hermanus, en op die einde van die dag teruggetrek tot in die middel van Suid-Afrika, waar ons eintlik maar 2 punte bymekaar gebring het, wat die perfekte getal is, 7, Here, en daar het ons soutoorlog gedoen, daar het ons U absoluut vertrou, Here, dat U enige vervloeking en negativiteit, dood en vervloeking oor Suid-Afrika gebreek het. Op daai spesifieke stadium weet ek, Here, ons het ons opdragte 100% uitgevoer en U is daardeur verheerlik. Here, ons land is siek. Ons land is boos en goddeloos. Ons weet daar is soveel afgodsdienstpraktyke hier buite, vrymesselaars en ja, Here, en mense wat betrokke is by die oproep van voorvadergeeste rituele, veral onder die swart en bruin gemeenskap, Here, wat hulle geeste oproep en betrokke is by voorvadergeeste rituele en wat niks anders as okkulte satanisme is nie, Here, wat hulle dooie mense wat slaap wakker maak, hulle oproep, Here, soos Saul ook maar vir Samuel opgeroep het. Ons weet waar het hom gebring in die vervloeking, negativiteit en dood wat het oor die land gebring het en selfs oor Saul gebring het wat op die einde van die dag met sy lewe daaraan betaal het. Here, ons sien hoe goddeloos en boos ons land is, ons sien die wetteloosheid, ons sien die misdaad, ons sien hoeveel mense verloor hulle lewens aan moord en doodslag, ons sien die verkrachtings van ons vrouens en ons kinders, molestasies, betastings, die ontvoerings, ons sien al die geweld, Here, op ons vrouens en op ons kinders, en ons sien al die egskeidings, ons sien die aborsies, ons sien al die valse gelowe in ons land, en Here, ons mense lewe of U in die Bybel nie bestaan nie, ons sien die afvalligheid in die kerke, en soveel kerke wat in rowersneste verander het, en besighede in staatsteaters, ja Here, wat hulle self verryk ten koste van ons geloof, Here, wat van Jesus Christus se naam 'n besigheid kom maak, U naam in oneer bring, om op so 'n unieke manier het Satan ons kerke kom infiltreer. Here, ons sien hoe stikkend is ons huisgesinne, ons sien die wetteloosheid in ons land, die goddeloosheid en boosheid, en hoe alles wat sleg is goed gepraat word en wat goed is sleg gepraat word. Ons sien die liefdeloosheid en die onverdraagsaamheid en ja Here, niemand kom jy met niemand oor die weg nie, Here. Daar's soveel verdeeldheid en haat onder mekaar en mense wat die toekoms in die verlede vind, probeer soek, Here, en kwaad vir kwaad wil vergeld, mense wat nie kan vergewe nie, mense wat bloeddorstig is en haatlik is en rassehaat koester, Here, en wat absoluut uit is om hierdie land op sy knie te sit, te verwoes, te vernietig. Ons sien die aanvalle, Here, van Satan en sy bose koninkryk. Ons sien hoe hulle geestelik aanval, maar ook hoe hulle vleeslik deur mense aanval, mense wat nie 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir U het nie, Here, mense wat, hoe kan ek sê, ewig gemaklik geword het, Here, mense wat nie bang is vir U nie, Here, ja Here, hulle is nie bang om U uit te tart en U bespotlik te maak en 'n grap van U kinders en van ons geloof te maak. Here, ons sien hoe hierdie land, Here, hoe die regering van hierdie land vashou aan 'n demokratiese stelsel, Here, waar hulle die hemelse God gelykstel met aardse gode. En ons weet, ons sal U in ons hele lewe nie so aanbid en dien nie. Die Bybel is baie hard en duidelik. U is 'n jaloerse God en U is onverdeelde trou aan U. Here, ek bid vandag vir ons gemeenskap, vir ons landsburger, vir ons medemens, wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld, wat absoluut mislei en verlei en absoluut vir 'n ride gevat is, wat nog nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het. Ek wil bid vir elkeen van hulle, U ken hulle by die naam, Here, en ek bid vandag dat U hulle sal genadig wees. U sê in Lukas 12:47-48 kort en kragtig, U gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi, as ons nog nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus gehoor het. Die Here, ons weet U die mag om enige persoon, wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie hele wye wêreld binne sekondes te verander tot voordeel van U koninkryk, net soos U met Paulus in die boek Handelinge gedoen het. U vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gaan maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan U vir enige persoon onder wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld doen? Here Vader, baie mense is mislei en verlei en absoluut vir 'n ride gevat. Mense wat die egte suiwer woord nie
ken nie, Here, wat se skape hier buite rondhardloop en Satan kom deur wolwe en jakkalse en verskeer u kinders, Here. En ons vra dat u beheer sal vat op hierdie gebied, dat u sal intree vir u skape, Here, en dat u geregtigheid en regverdigheid in ons land sal laat geskied. Ons pleit by u. U sê in 1 Korintiërs 1:10, ons moet eensgesind wees, daar moenie verdeeldheid tussen ons wees nie. Dis u en u alleen wat ons as 'n eenheid kan by mekaar bring, Here. Ek kom vandag opnuut en u sê in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 dat ek kan bid vir my medebroers en susters dat u hulle sal vergewe vir al daai onwetende sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Ek praat hier van sondes wat tot die dood lei. Daarvoor moet hulle self sondebelydenis kan doen en bevryding kan ontvang. Ek praat van al daai onwetende sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Pleit ek vandag by u dat u nie net vir my nie, maar ook vir elkeen van hulle sal vergewe. En hulle sal suiwer en skoon maak, hulle sal verlos en vry maak van die kettinge van die vyand, van die kettinge van sonde, Here, van enige gees wat deel is van hulle mondering, wat nie deel is van die vrug van die Heilige Gees. Mag u kragtig intree en optree, en mag u vir ons deurbraak, oorwinning, verlossing en blydskap bring, want net u en u alleen kan dit vir ons bewerkstellig. U is 'n waarmaker van die woord, en ons bid vandag, Here, dat ons geloof van krag tot krag sal gaan, dat u ons grondgebied sal vergroot. Maar Here, ons het u nodig. Ons slaan ons oë vandag op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskape het. En dis waar ons is, in u seun se naam Jesus Christus roep ons na u om hulp. En Here, ons is magteloos. Here, ons is absoluut geskaakmat in 'n hoek ingedryf. Ons land is siek. Die mensdom in ons land is geestelik siek, Here. En ja, Here, hier's baie mense wat baie arrogant is, wat nie bang is vir u nie, wat u openlik mok en uittarte van ons, wat u kinders, u navolgers, u erfgename is. Here, absolute bespotte maak. Ons sien die vervolging van ons geloof en van die kerk, en bespotlik, hoe ons bespotlik gemaak word, en 'n grap van gemaak word. En ja, Here, wat hulle ewig gemaklik 'n bespotting van u ook maak, en u ewe halfhartig in die kaste toesluit, en van u vergeet. Ja, Here, so arrogant is hulle, ewe arrogant, dink hulle, is hulle vermakerig teenoor u, en teenoor ons, en ons kom vandag opnuut. Die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sondaar, u verhoor die gebed van 'n regverdige. En ek roep vandag tot u, Here, dat dit wat ek in 2014 gaan doen het, dat dit absoluut sal herleef, Here. U dit op my hart kom lê. Dis hoekom ek saam met my medebroers en susters vandag bid, want ons het u nou nodiger as ooit. Here, ons bid dat u suiwerheid en heiligheid na die tafel toe sal bring. Ja, Here, laat die lig en die sout van die aarde mense, Here, sal voorstap, en laat ons wat hoë bome is die meeste wind vang, Here, dat ons sal opstaan, Here, in die vyand in die oë sal kyk, en u absoluut sal vertrou vir deurbraak en oorwinnings in ons lewens. Here, ons mense is geestelik siek, baie van hulle is in geestelike ketting vasgedraai, volgens Jesaja 42:7, Lukas 4:18, 19, Jesaja 61 vers 1 en 2, baie van hulle is slawe van die sonde, wat Satan hulle misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen, en op so 'n unieke manier hulle geestelik blind en doof kom maak, omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien is, deur valse leerstellings en leermeesters bedien is. Die woord sê, as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat, en dis absoluut die waarheid. Ons het u nou nodiger as ooit, en dit begin by ons land. Ons staan op die beloftes van die woord wat vir ons leer, in die titelaktes van die woord, in die boek Genesis, dat u die God, die skepper is van hemel en aarde. Daar's niemand anders soos u nie. U het elke druppel water, elke korreltjie sand, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see, alles daar in die land en alles daar op die hemel, alles daarbo, het u geskape. U het elke mens, elke dier geskape. U die mens as beeld van God geskape, en u het gesê, dit is goed. U het tot vir Satan en al die engele, die gevalle engele ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor u te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder u gesag nie te buig, en u het vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp. Soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja, Here, hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerny om ons saam met hulle die verderf en die hel in te trek, en ek weier dit, ek verwerp dit in Jesus Christus se naam. U sê in 2 Petrus 3:9,
U stel nie U beloftes uit, daar dink baie mense so, nee Here, U wil graag hê laat almal bekeer, en laat niemand verlore gaan nie. Dit kan hulle ook leer in Esegiel 18 vers 23. Ek kom vandag opnuut, Here, met die geselfde gesag, autoriteit wat ek van U af ontvang het in 2013, en ook met die opdrag wat U vir my gegee het in 2014, met daai selfde gesag, autoriteit, geroep en bemagtig deur die allerheilige God in Jesus Christus se naam, vat ek vandag daai autoriteit saam met my medebroers en susters, en ons pleit vandag in Jesus Christus se naam, Here, dat ons bid dat U beheer sal vat oor ons land. Here, dis nou my gebed dat die engele van die Here, ek praat van hoekpale, Here, want dit is daai tyd het U op my hart kom lê om die pentagram, dit verteenwoordig die mag van Satan in Suid-Afrika, op Suid-Afrika neer te sit. En ja, Here, U die 5 punte gesien, Messina en Richards Bay en Mafeking en Port Nolloth en Hermanus, en op die einde van die dag het ons in die middel van Suid-Afrika by mekaar gekom, waar die 2 hoekpale by mekaar gekom het, wat die 7 punt, die perfekte getal van U koninkryk geopenbaar het, Here, wat ons daai punte by mekaar gebring het, en toe Bybelstudie gedoen het, en gebid het, Here, en U vertrou het op dieselfde dag, daai tyd, soos ons U ook vandag vertrou. Here, dis my gebed in Jesus Christus. Die woord sê, alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal U wees, en waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal ons dit van ons hemelse Vader ontvang. Ek pleit vandag by U, Here, ons doen weer soutoorlog binne Suid-Afrika, in die skrif, die woord wat ons op staan is, 2 Konings 2 vers 19 tot 22, wat ek nou gaan doen, met die woord gaan staaf en bevestig. Ek pleit vandag in Jesus Christus se naam, Vader, as dit U wil is, dat U die engele van die Here deur ons land sal stuur, na hoekpaal 1, 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8, Here, laat U noordoos, suidwes, die engele van die Here deur Suid-Afrika sal stuur, en Here, as dit U wil is, dat die engele van die Here enige negativiteit, dood, leuen en vervloeking, wat oor Suid-Afrika uitgespreek is, dat dit gebreek sal word, dat dit verwerp sal word, dat dit afgeknip sal word in Jesus Christus se naam, dat ons as Christenkinder van U koninkryk vashou aan Spreuke 26:2, wat die woord sê, soos voëls verby ons gevlieg kom, soos al 'n vloek verby ons gevlieg kom, en ons nie tref, as ons dit nie verdien nie. Ons aanbid en dien een God, en dis die drie God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se naam roep ons na U, wat die almagtige God is, wat ons net lewe, seën en voorspoed, en deurbraak en oorwinning, verlossing oor Suid-Afrika uitspreek. Dis my gebed dat die engele van die Here deur hierdie 7 punte sal beweeg, deur die hele Suid-Afrika sal beweeg, enige onrein geeste, enige bose geeste, nou sal vasby met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en Here, net as dit U wil is, almagtige God, dat die engele van die Here, daai geeste, Here, sal vat, en dit sal vat waar U dit wil hê in Jesus Christus se naam, en ons bid vandag dat U kragtig sal intree, sal optree. Hierdie land, Here, behoort aan U, die titelakte van die woord in die boek Genesis, staaf en bevestig dit aan ons, dat U eienaarskap het oor hierdie land, en ons spreek het lewe, seën en voorspoed, dis ons gebed. U sê in Sagaria 2 vers 5, U is self die muur van vuur om Jerusalem, en ons vra vandag dat U nie net die muur van vuur om Jerusalem sal wees, maar dat U ook die muur van vuur om Suid-Afrika sal wees. Ons bid en vra vir engele binnekant Suid-Afrika, om Suid-Afrika, ja, noordoos, suidwes, voor, links, regs, agter, bo en onder Suid-Afrika, wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle hier van buite af, en ook binnekant, wat binnekant sal rondbeweeg. Here, U weet waar Satan reg en autoriteit probeer vat, wat nie aan hom behoort nie, Here, wat hy nie gesag, autoriteit het nie. Ons staan vas op Johannes 3:27, wat hy sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is, en dit sluit vir Satan en sy bose koninkryk in. Here, die woord sê, geen wapen sal teen ons gesmeed word, en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader. En die Here, ons weet, dat U nog steeds dieselfde God is, wat gister, vandag, môre, altyd dieselfde is. Dieselfde God wat wonderwerke teken doen, dieselfde God wat die see oopkloof, dieselfde God wat geestelik en vleeslik vir ons 'n pad deur vuur, deur modder, deur sand, deur wind kan uitlê. Dat U nog steeds dieselfde God is wat die onmoontlike moontlik kan maak, volgens Lukas 1:37.
En ons bid vandag in Jesus Christus naam dat U 'n bonatuurlike wonderwerk in Suid-Afrika sal kom doen, iets wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en erkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie. En mag U, my Vader, wat op die troonstoel sit, daardeur verheerlik word. Dankie vir Jesus, hom aan wie U volle heerskappy gee in die hemel en op aarde. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe. Ons bid vir suiwerheid en heiligheid. Ons spreek 'n lewe seën en voorspoed oor hierdie land uit. Ons bid, Here, vir 'n godsvreesende leier, dat U 'n godsvreesende leier sal stuur wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir U het, wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepalings van U woord. Ons bid dat U die gees, die harte van ons mense sal open, dat U die harte van klip uit ons liggaam uit sal ruk onder wit, bruin en swart, en vir ons harte van vleis, van liefde en omgee sal gee. Dat ja, Here, U is die enigste ware God, wat volgens Jesegiel 37 vers 3 tot 10, nuwe lewe en dooie bene kan inblaas. Dis my gebed, Here, dat U die proppe uit ons mense se ore uit sal ruk, die skille van ons oë sal val, ons gees, ons harte ontvanklik sal maak, dat U ons sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, ons verstand sal open om die skrif te verstaan, sodat ons sal bekeer tot Jesus Christus, ons sonde sal erken, bely en daarvan af distansieer, en ons bekering sal bewys met dade wat by ons bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. Die woord sê, wie op die akker van sy sondige natuur, hy sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees, hy sal genade vang en die koninkryk van God oes. Ons bid dit lewe, seën en voorspoed. Ons bid die seën en hand van beskerming oor Suid-Afrika. Ons bid U teenwoordigheid in Suid-Afrika, hierdie land van melk en honing, Here, dat U dit sal suiwer, dat U ons sal kom bystaan en help. Hier is soveel werkloosheid, hier is soveel mense wat nie werk het nie, Here. Ons sien hierdie mense wat gryp na misdaad, mense wat in geweld verdrink. Ons sien die wetteloosheid, ons sien die goddeloosheid, ons sien die boosheid, ons sien hou Satan lekker partytjie, ons sien hierdie absolute wolk van duisternis en vervloeking wat oor ons land hang, en dan natuurlik hierdie grys, pikswart, lang slang wat in hierdie land rondseil, wat daar is om verdeeldheid, twis en skeuring tussen ons almal te saai. En ja, Here, Satan probeer iets wees wat hy in sy hele lewe nooit kan wees nie. Dis nou my gebed, dat die engele van die Here alles sal vasbind met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en uit hierdie land uit sal ruk, en sal vat, my God, waar U dit wil hê. Ek bid dit in U Seun se naam, Jesus Christus, en ons bid die seën en hand van beskerming oor ons. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons land, Here. Ons doen dit alles as dit U wil is, in Jesus Christus se naam. Ons bid die beskerming van die engele rondom hierdie land en binne hierdie land. Ons bid vir deurbraak en uitkoms, soeter as heuning, Here, dat U uitkoms sal gee, oorwinning, Here, in Jesus Christus se kosbare naam. En ja, Here, dit wat ons nou gedoen het, wat ons U vertrou, dat die enige onrein geeste, bose geeste, enige negativiteit, dood, leen of vervloekings oor hierdie land nou verwyder het, Here. Dit wat ons gedoen het in gees, in geloof, gaan ons nou op die einde van die dag, wat ons in daad gedoen het, gaan ons nou met die woord van God staaf en bevestig, en ons doen dit in die skrif, in die woord, 'n profetiese aksie, Here, doen ons dit in 2 Konings 2 vers 19 tot 22, daar staan geskrywe, die inwoner van die stad het vir Elisa gesê, U sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig, en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes. Elisa sê toe, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin. Hulle het dit na hom toe gevat. Hy het uitgegaan na die plek waar die water uitkom en die sout daar ingegooi met die woorde, so sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê het. Here, op dieselfde woord, op dieselfde geestelike profetiese aksie, vertrou ons U nou vir deurbraak en oorwinning, ook binne ons pragtige land Suid-Afrika. Ons eer die Here. Ons weet dat Satan het vir alles 'n antwoord, maar hy het nie 'n antwoord vir God se genade en vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Dit is volbring, vir my die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring. En ja, Here, ons
Ons vat dit, Here, ons hou vas daaraan, Here, en ons gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is. Om die waar sê, gee U ons die mag om op slange skerpioene te trap. U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. En ek eer U in Jesus Christus aan. Dankie dat U altyd my gebede verhoor. Dankie dat ons kan hoop hê in Jesus Christus. Ja, Here, ons weet hy lewe in ons en om ons, en ons weet, Here, ons moet net in geloof uit die boot uit kan klim. Ons weet dat vir U is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. U tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie. Maar U weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. U weet tot wanneer Jesus Christus kom. En dis hoekom ons dit in geloof in U hande plaas vandag, gesê, Here, ons het U nodig. Ons slaan ons oop na die berge. Ons weet waar ons hulp vandaan kom en ons bid, ons het U so nodig as 'n Christelike familie, as 'n liggaam in Jesus Christus. As medebroers en susters in die een liggaam van Christus, het ons U so nodig, Here. Ons pleit vandag vir ons vyande, vergewe hulle, God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek pleit by U, vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit U wil is, red hulle siele. Ons weet, Jesus het ook aan die kruis uitgeroep, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar was Stefanus ook, toe hom stenig het uitgeroep, Vader, vergewe hulle, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En vandag tree ek in vir soveel mense, wat U nie ken nie, wat nog nooit van U gehoor het nie, wat mislei is en verlei is en absoluut vir 'n ride gevat is, baie van hulle wat in ketting vasgevang is, baie van hulle, Here, almagtige God, wat oor aangesit is, en wat hulle vertroue soek in mense en wapens en oorseese politieke partye, presidente, kabinette en regerings. Maar nee, Here, ons stel ons geloof, ons liefde, ons vertroue op U en U alleen, want ons weet dis waar ons krag vandaan kom. Here, ons het dit gesien. Ons het dit gesien met die Farao, Here, dat ons weet, as ons lees in Romeine 9 vers 11 tot 18, het ons gelees, Here, almagtige God, hoe die Farao as bewys, Here, hy het nie in U geglo nie, hy het Jesus Christus nie eers aanbid te dien nie, en hoe U kat en muis met hom gespeel het, sy hart verhard het en sy hart versag het, en op die oude vrydag het U kinders uit Egipte uitgetrek sonder om 'n wapen op te tel. Daar was Hiskia, Here, U het sy vyand en sy mag oorgegee, sonder dat Hiskia 'n wapen opgetel. Maar waar sê het U 'n engel van die dood onder die magte van Assirië ingestuur, en hy het 185.000 man doodgemaak, sonder dat Hiskia 'n wapen opgetel het. Selfde met Josafat in 2 Kronieke 20, wat hy sy vyand en sy mag oorgee, sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Ons proklameer vandag, Here, Eksodus 14 vers 13 en 14 oor Suid-Afrika uit. Daar staan geskrywe, soos ons die vyand vandag sien, so sal ons hom nooit ooit weer sien nie. Hoekom, Here? Want U veg vir ons. Ons proklameer ook 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 oor Suid-Afrika uit. By ons is meer as by hulle is menslike mag. By ons is die Here, ons God, wat veg vir ons. Ons proklameer ook Romeine 8 vers 28 oor Suid-Afrika uit. U laat alles ten goeie meewerk vir die wat vir U lief is en volgens U besluit geroep is, almagtige God. Ons weet, ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. En ja, in vlees is ons so klein, soos 'n ou klein korreltjie sand in die middel van die see. Dis hoe klein ons werklik in vlees is, maar in gees is ons tot alles in staat deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Ja, Here, dit wat binne ons lewe is groter en sterker as die duiwel wat in die wêreld is. Kolossense 2:15, Jesus het klaar elke mag en gesag ontwapen. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En baie belangrik, U laat alles ten goeie meewerk vir die wat vir U lief is en volgens U besluit geroep is. Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God. Die bose magte glo ook. En wat doen hulle, Here? Hulle sidder van angs. Dis wat hulle doen. Jakobus 4:7 sê die woord, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan, en hy sal van julle wegvlug. Jakobus 4:8, nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Ja, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom en saam met jou 'n feesmaal hou. Gaan weg van ons af, Satan, want die woord sê, die Here jou God moet jy aanbid, en hom
alleen dien. Die woord sê, mag hom nie op die proef stel nie. Ons sal nie net lewe van brood alleen, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Psalms 91:11, hy sal sy engele uitstuur om ons te beskerm, en daarvoor prys ons u heilige naam. Ja, Here, Psalms 121, ek sla my oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het, wat nie insluimer nie, wat nie slaap nie, wat sê in sy woord, hy sal ons beskerm. Hy sal ons lewens beskerm. Wat sê die woord oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddeloos in sy voete sit. Ons sal rustig slaap. Misdaad sal ons nie tref nie. Hoekom, Here? Want hulp kom net van die Here af. Psalms 3, Exodus 20 vers 2 tot 6 sê in die woord, u straf tot in die 3de en 4de geslag van die wat u haat, maar u betoon die liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat u liefhet en die gebooie onderhou. En u gebooie onderhou. En u gebooie onderhou. Here, u is 'n jaloerse God. U eis onverdeelde trou aan u. Here, dankie. Dankie my Vader, dat u altyd my gebede verhoor. Aan u God en Koning kom al die lof en eer toe. Ons klim nou in geloof uit die boot uit as familie in Christus Jesus. Ons gee hierdie bal totaal en al in u hande. In geloof loop ons op water en u vat oor, en ons weet dis u wat sorg dat ons nie sink nie, dat ons nie verdrink nie. Ja, Here, dat ons op water bly stap. Aan u God en Koning kom al die lof en eer toe. U is 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. U is nie 'n stuk ornament of 'n baksteen nie. U is die almagtige. Daar's niemand anders soos u nie. En ons prys u, ons gee vir u al die lof en eer in Jesus Christus. En dankie, Here, dat u altyd my gebede verhoor. Aan u God en Koning kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, was bietjie langer gegaan as wat ek graag wou. Maar ja, mag die Here daardeur verheerlik word. Ons prys vir die Here vir die voorreg. Dankie vir almal wat saam met my gebid het, wat saam met my bevestig het met die woord. Amen. En ons vertrou vir God vir sy bonatuurlike krag en hand en teenwoordigheid in Suid-Afrika. En aan hom kom al die lof en eer toe. En baie belangrik, ons loof, eer en prys hom in goeie en slegte tye. Hy het altyd die laaste sê. En daarvoor prys ons hom as die almagtige God. Hy kan doen met hierdie skepping net wat hy wil. Hoekom? Omdat hy die almagtige is, die God, die skepper. Die skepping behoort aan hom en hy het altyd die laaste sê. Maar in geloof vertrou ons die Here vir die absolute deurbraak in ons land. Aan hom kom al die lof en eer toe. Ons gesels gou weer. Shalom, mag die shalom vrede van ons almagtige God oor elkeen van julle spoel. Dankie vir almal wat hande met my gevat het. Dankie vir al julle liefde en ondersteuning. En mag die Here daardeur verheerlik word in Jesus Christus se naam. Amen.